met my stukkie lof, met my bietjie bid, met my sinne van stof, wil ek voor U kom sit. Met vandag se leef en môre se dood. Met my regheid en skeef. Met my honger en brood. So sal ek kom, as ek kom om te juig, dankbaar en dom, sal ek nederig kom buig. Amen. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Ons vier hierdie naweek die einde van die Koninkrykstyd. En dit is dan ook vandag die Sondag van Christus die Koning. En daarom wil ons begin met ons loflied, wil ons die Here Jesus loof vanuit ons harte met lied 541, al die verse. Kom ons loof die Here met die woorde, ons bring aan U, Heer Jesus, ons lof en dank en eer. Johannes 4, vanaf vers 7 tot 12, en ook vers 18 tot 21, en direk nadat ons gehoor het wat die Here van ons verwag, sing ons dan, terwyl ons so sit, lied 526, waar daar liefde is, en ons sing die Afrikaanse woorde, tweemaal direk sittende, nadat ons luister na 1 Johannes 4. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien, maar as ons mekaar lief het,
bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Vers 18, waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Hiermee verkondig ek aan julle volkome vergifnis van sondes in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dis nie wonderlik om te weet dat as ons sonde en ons liefdeloosheid na die Here toe bring, dan sal hy ons daarvoor vergewe. En daarom kan ons ook nie anders as om te loof nie. Kom ons staan en dan sing ons die 245. Die 2 verse, ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Dis ook vir ons as gemeente 'n voorreg om vanoggend saam met Christene van oor die wêreld heen belydenis van ons geloof te doen. Kom ons staan, dan doen ons dit hardop saam as ons die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis saam bely. Ons staan direk daarna aan ons eerste. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament in Lukas 13 vanaf vers 22 hier in my Bybel op bladsy 102. Dit is 'n skrifgedeelte wat ons nie altyd lekker weet hoe om te verstaan of te interpreteer. Mag die Here vanoggend vir ons dan ook nuwe lig gee oor hierdie gedeelte wat ons saam gaan lees. Voordat ons dit lees, kom ons vra dat die Here ook sy woord vir ons sal seën. Ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om op hierdie mooi Sondagoggend, hierdie mooi nuwe dag, voor U te kan buig. Dankie vir U bemoeienis met ons lewens. Dankie vir U sorg van dag tot dag. En dankie dat ons die voorreg het, Here, om weer vanmôre stil te staan by U woord en om te hoor wat U vir ons wil sê. En daarom wil ons bid, maak dit nou stil in ons harte en praat met ons deur U woord en deur U Gees. Nie omdat ons dit verdien nie, maar net uit U groot genade alleen. Amen. Lukas 13 vers 22, die opskrif, die smal deur. Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan en oral die mense geleer. Toe vra iemand hom: Here, is die wat gered word maar min? Jesus sê vir hulle: span al jou kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie, verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep: Here, maak vir ons oop. Maar hy sal julle antwoord: ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal julle sê: ons het saam met U geëet en gedrink en op ons strate het U die mense geleer. Maar hy sal weer vir hulle sê: ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle van my af wegkom. Daar sal julle huil en op julle tande kners, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete binne in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word. Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en die suide, en aansit by die feesmaal in die koninkryk van God. Onthou nie, daar is laastes wat eerste sal wees, en eerstes wat laaste sal wees. Ons lees tot sover, mag die Here sy woord vanoggend vir ons sien. Liewe broer en suster, liewe kinders en jong mense, daar was so 50 jaar gelede 'n mode onder ons jong mense en kinders. En die mode was dat hulle
autograafboekies gehou het. Ek gaan nou sê wat so 'n autograafboekie was, want ek is seker ons kinders van vandag weet nie wat is 'n autograafboekie nie. Ons het nie meer sulke goed nie. Vandag is dit Facebook en Instagram en al die moderne maniere waarop ons kontak hou en so meer. Maar ek glo ons ouer mense onthou nog die autograafboekies. So 'n autograafboekie het altyd baie mooi gelyk. Dit was omtrent so die grootte van 'n halwe A4 bladsy, 'n kleinerige boekie. En baie kere was die bladsye binne in 4 kleure, blou en pink, groen en geel. En in hierdie boekie het die kinders, en ook almal wat hulle geken het, soos hulle ouers ook, vir hulle boodskapies geskryf en hulle handtekeninge gemaak. Hierdie boodskapies was gewoonlik in die vorm van 'n rympie, of dit was 'n lewenswaarheid. En partykeer het iemand sommer net iets lafs in jou boekie geskryf. So 'n autograafboekie was dan ook half en half 'n status simbool. Want hoe meer maats jy gehad het, hoe meer mense was daar wat in jou boekie kon skryf. Amper soos volgelinge op Facebook of Instagram vandag. Nee, hoe meer dit ons nou is, hoe beter is dit vir jou. Ek onthou dat toe ek by geleentheid my sussie se boekie geneem het en daar weer geblaai het, natuurlik tot haar ontsteltenis, want so 'n autograafboekie was heel persoonlik, toe het ek ook 'n hele paar interessante inskrywings raak gelees. En van hierdie boodskapies van daai jare bly 'n mens tot vandag toe nog by. Op die heel agterste bladsy van haar boekie was byvoorbeeld geskryf: ek is laaste in jou boek, maar eerste by jou troukoek. 'n ander een was: al dra aap 'n goue ring, hy bly tog maar 'n lelike ding. 'n Mens het natuurlik ook boodskapies gekry wat ernstiger was. Een van die mooiste diepsinnige boodskappe was: waar jy gaan, onthou net dit. Verloor jy geld, verloor jy niks. Verloor jy ouers, verloor jy baie. Verloor jy God, verloor jy alles. Is dit nie baie waar nie? Verloor jy God, verloor jy alles. Maar hoe verstaan ons dit? Wat maak 'n mens om te verhoed dat jy die Here verloor in jou lewe? Ons wil tog nie die Here uit ons lewens uit hê. Om nie die Here te verloor nie, probeer ons om meer en meer gehoorsaam aan hom te wees in ons lewens. Al sukkel ons maar soms daarmee. Ons probeer om meer erns te maak met die Here se wil vir ons lewens. En natuurlik is dit reg so. Ons moet probeer om al hoe nader aan die Here te lewe. Maar broer en suster, dan moet ons ook pas op dat ons nie soos die Fariseërs van die Bybelse tyd word nie. Ons moet so versigtig wees om nie te dink dat ons die Here se liefde kan verdien met dit wat ons doen. As 'n mens geestelik hoogmoedig raak, as jy die groot genade van die Here, wat dit eintlik in hierdie gedeelte gaan genade, as jy die groot genade vergeet, dan moet die gevaarligte vir jou flikker. Wat wil Jesus vir ons sê deur hierdie skrifgedeelte? Iemand het vir Jesus gevra of die mense wat gered sal word, baie of min is.
En Jesus het toe geantwoord, hulle is min. Miskien dink jy, ja, dit is so. Ons sien elke dag in die wêreld rondom ons, dat daar baie mense is, wat hulle glad nie steur aan die Here nie, en wat hom nie ken. Daar is eintlik maar min mense, wat regtig erns maak, met die Here, in hulle lewens. Dan sê Jesus in vers 24, span al julle kragte in, om by die smal deur in te gaan. Dit klink amper na dieselfde waarskuwing as in ons autograafboekie. Pas op om nie vir God te verloor nie. As jy God verloor, verloor jy alles. Hoe moet ons dit doen? Wat die Here hier van ons vra. Ons moet ons kragte inspann. Ons moet goed doen. Ons moet gehoorsaam wees aan die Here en sy wil vir elke faset van ons lewens soek. Maar dan gaan Jesus verder en hy sê, baie sal probeer om by die smal deur in te gaan, maar hulle sal dit nie reg kry. En hoe moet ons dit nou verstaan? Baie sal probeer om by die smal deur in te gaan, maar hulle sal dit nie reg kry. Ons vereenselwig tog die ingang by die smal deur met 'n lewenswyse soos ons. Ons is sondaar mense wat nie die Here wil verloor nie. En daarom is ons gehoorsaam aan hom. Daarom probeer ons om reg te lewe. Ons glo. Ons gaan by die smal deur in. Maar nou wees dan hierdie mense wat dit nie sal regkry om by die smal deur in te gaan. Is dit dalk hulle wat geen respek vir die Here of hulle medemense nie? Hulle wat roof en verkrag en moord, wat sleg lewe? Ons gaan by die smal deur in, hulle nie. Nee, dit is nie wat die Here hier bedoel nie. Jesus sin speel nie op hierdie mense. Jesus praat nie hier van mense wat goddeloos lewe nie, want hulle probeer tog nie eers om by die smal deur in te gaan. Daar moet 'n derde groep mense wees. Aan die een kant is daar mense wat nie 'n saak het met hierdie smal deur nie. Hulle glo nie in die Here nie. Maar ons praat nie vanoggend oor hulle nie. Aan die ander kant is daar die mense wat wel by die smal deur wil ingaan. En van die mense kry 'n deel dit reg. Die ander probeer ook. Maar hulle kry dit nie reg om by die smal deur in te gaan. Wie is dan nou wie? Om ons te help, moet ons in gedagte hou met wie Jesus in hierdie gedeelte praat. As ons kyk na vers 26, dan sê hierdie mense wat probeer het, wat nie by die smal deur ingekom het nie, hulle sê vers 26, ons het saam met u geëet en gedrink, en op ons strate het u die mense geleer. Watter mense is dit wat so sou ons sien? Dis tog nie die uitskot van die samelewing, want hulle het nie in die openbare plekke saam met Jesus geëet nie. Die Fariseërs, sou ons wel kon sê, het saam met Jesus geëet. En as ons dan ook hier lees in vers 26, dat hierdie mense sê, dit is hulle strate, waarop Jesus die mense geleer het, dan versterk dit die vermoede, dat hierdie hulle, die leiers van die volk was, die Fariseërs. Dit is vir hulle, dat Jesus hier in besonder sê, party mense probeer, maar hulle kom nie by die smal deur in nie. Hoekom?
by die smal deur in te kom? Is dit omdat hulle nie hard genoeg probeer nie? Is dit omdat hulle wel baie hard probeer, maar net te veel sonde het? Nee. Weet jy, wat is hulle probleem? Hulle probeer om op hulle eie by die smal deur in te kom. Hulle probeer om op hulle eie by die smal deur in te kom. Hulle probeer om met hulle gehoorsaamheid en hulle reinheid en hulle wetsonderhouding by die smal deur in te gaan. Maar hierdie deur waarvan Jesus hier praat, is net te smal. 'n Mens kan nie daardeur kom as jy soveel verdienstes met jou probeer saamdra. Dit is die kruks van hierdie skrifgedeelte. Blote godsdienstige, nie dinge wat jy doen, kan 'n mens nie deur hierdie smal deur help. Verloor jy God, verloor jy alles, sê die Montegraaf-boekie. Wanneer verloor 'n mens dan die Here God? Wanneer jy so seker raak van jouself en jou vermoëns en jou godsdienstigheid, dat jy begin dink, jy verdien jou deurgang na die hemel. Die Bybel sê tog vir ons herhaaldelik baie duidelik, dat ek net gered kan word, dat ek net die ewige lewe kan kry, as ek glo in die Here Jesus. As ek opreg glo, as ek glo soos 'n kindjie, ek kan nie gered word deur 'n string dinge te doen. Nee, ek moet glo soos 'n kindjie. Natuurlik kan ons ook nie sê, dat as ek dan nou wel glo, kan ek maar net lewe soos wat ek wil hier op aarde. As ek opreg glo en erns maak met my geloof, dan moet ek uit dankbaarheid teenoor die Here lewe, soos wat hy wil hê dat ek moet lewe. Dan moet ek sy wil soek vir elke aspek van my lewe. En daarvoor sê Jesus hier, moet ons ook ons kragte inspann om te lewe soos wat hy wil hê dat ons moet lewe. Maar om by die smal deur in te kom, is altyd net genade. Genade wat ons nie kan verdien nie, en ons moet dit nooit vergeet nie. Ek wil afsluit. Liewe broer en suster, wanneer ons gehoorsaamheid en ons vermoëns, ons versekering word dat ons gered is, dan is ons besig om die Here te verloor. As ons nie die Here wil verloor nie, moet ons die genade kies. Nie verdienste nie, maar genade. Dit is tog net genade dat ons die Here kan ken. Dit is net genade dat die Here hom na ons toe neerbuig. Dit is net deur die Here se genade wat ons gered kan word. Genade is die sleutel om deur die smal deur te kom. En daarom moet ons wel inspann om reg te lewe. Ons moet erns maak met die Here se wil vir ons lewens, maar nie omdat ons moet nie. Nee, omdat ons wil, uit dankbaarheid vir die Here se genade in my lewe. Dankbaarheid vir sy groot genade, dat ons kan weet, as ons opreg in hom glo, dan behoort ons aan hom, en dan is ons sy kinders. Met blote godsdienstigheid en goeie hoedanighede sal ons nie by die smal deur kan ingaan. Hoogmoed gaan ons beslis ook nie deur die smal deur laat kom. God se genade alleen, die genade waar ek moet vashou in my lewe, dit is die sleutel.
En mag elkeen van ons, ook verder in ons lewens, bewus bly van die Here se groot genade vir ons elkeen. Genade, onbeskryflik groot. Amen. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend kan weet, as ons U verloor ons alles. Help ons om ons in te span om te lewe volgens U wil. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons wil. Omdat ons dankbaar is vir U groot genade in ons lewens. Ons bid in hierdie oggenduur vir elkeen wat siek is, elkeen wat hartseer is, elkeen wat eensaam is, vir elkeen wat worstel met 'n beproewing wat oor sy of haar pad gekom het. Dankie dat ons kan weet U bly ons rots en ons anker in 'n tyd van beproewing. Ons loof U, Here God, vir U liefde en U genade in ons lewens. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing ten slotte van hierdie groot genade wat die Here aan my en jou bewys het. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. En kom ons sê opnuut vir die Here ook dankie daarvoor. Al 4 verse, lied 510 ten slotte. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly.